Sinai Besaidnout. Ons sien uit om te hoor hierdie belydenis, wat eintlik, verstaan jy nou, die antwoord op hierdie doop is. Baie dankie. Ek glo in die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Want hy het nie net in my lewe ingestap nie, maar gehardloop. Hy het my al geken en gevorm, al voor ek my eerste asem op die aarde gehaal het. Hy het my by my naam geroep en sy merk vir my kom los. Ek glo in die doop van die Heilige Gees, wat my verseël het, al vir 18 jaar, dat almal wie ek ken, hom deur my kan leer ken. Die doop is nie net 'n merk nie, dit is 'n simbool van liefde. Dit is 'n versekerheid dat die Here elke dag by my kant is, dat ek altyd 'n huis het om terug na toe te hardloop. Dit is 'n uitweg vanuit die donkerte te swaar raak. Jesus het in Markus 8, vers 27 tot 28 vir sy disippels gevra: Wie dink julle is ek? Ek beantwoord hierdie vraag met Matteus 1, vers 16. Jesus is die Messia. Hy is die Seun van God, die Vader wat ontvang is in die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus. Ek glo in Jesus Christus wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat weer op die derde dag opgestaan het uit die dode en wat opgevaar het na die hemel. Hy sit aan die regterkant van God, die Almagtige Vader. Hebreërs 10, vers 12. Ek glo in die vergewing van sondes, want Markus 3, vers 28 sê: God sal mense vergewe van hulle sonde doen. Myne is en sal altyd weggewas wees deur die dood van Jesus Christus, sodat ek met vrymoedigheid na hom toe kan hardloop elke dag. Ek glo in 'n heilige algemene kerk wat die woord van die Here versprei. My Sandland familie het aan my die voorreg en verantwoordelikheid gewys om elke dag die Here te dien. Het is my verantwoordelikheid om sy woord te deel, net my verantwoordelikheid om elke dag tande te borsel. Ek het elke dag die voorreg om op te staan en skoon gewas te wees. Ek glo in 'n ewige lewe met God, want ek weet dat as ons Here op die aarde 'n skouer is om op te huil, 'n leidsman in die verlore en 'n lig in die donker kan wees, is hy tans besig om 'n lewe te bou sonder pyn en vrees, nie net vir 70 jaar nie, maar ewigheid. Die liefde van God is aan my geskenk as 'n krag, nie 'n las nie. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Filippense 4, vers 13. Hierdie krag lewe binne my en jou. Dieselfde krag wat Jesus gebruik het om uit die dood op te staan, gloei binne my en jou. My hart is vol van die Here se liefde, en wat die hart van vol is, loop die hart van oor. My gunsteling vers in die Bybel is Johannes 13, vers 7. Jesus het vir Petrus gesê: Jy verstaan nie nou wat ek doen nie, maar jy sal later verstaan. Die Here het 'n plan groter as wat ek verstaan het. Hy het my gelei na 'n kerk toe wat my hart en siel nodig gehad het. Ek het hier geleer wat dit is om 'n volgeling van Jesus te wees, en dat die kerk nie net 'n gebou is nie, maar 'n gemeenskap. Dit is 'n voorreg om vandag hier my geloofbelijdenis af te lê. Hoppa! Dis oké. Jy staan nie eens bietjie. So, ek dink nie ek gaan nou vir julle preek nie, ek het ons alles gehoor nou. Ja, baie geluk is, ek hoop het sal altyd vir jou spesiaal wees hierdie belydenis. Ek wil nou vir 'n paar ma vra, vir Paul en Anita, om asseblief vorentoe te kom en net vir haar geluk te sê en namens ons ook 'n prys vir haar te gee wat baie spesiaal in jou lewe sal wees. Ek wil net sommer opstap, ja. Oké, ek wil hê julle moet staan sommer by haar. Kyk, hy is eintlik al, hy is nie jou stiefpa nie, hy is jou vleispa, want dit is waarvan hy gemaak is. Vanuit sy 4 jaar oud is, so ek wil vir jou baie geluk sê en vir jou baie geluk sê. Jy kan nie droom nie, maar dit is 'n belangrike rol wat julle speel. En vir julle wil ek vra as die musikante kan opkom wat ons hierdie seënlied wat ons net nou vir die eerste keer gesing het vir jou gaan sing. Yeah.
Baie dankie.